Goeiedag aan almal wat vandag ingeskakel het. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons is bly dat jy vandag saam met ons is om 'n bietjie tyd in die woord van die Here te kan spandeer. Ons gaan vandag in Numeri 20 wees vanaf vers 3 tot 12 en ek gaan gou saam met julle lees in Numeri 20 vers 3 tot 12. En die woord van die Here sê: En die volk het met Moses getwist en hulle het gespreek en gesê: Ag, het ons tog maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En daarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring. Dit is geen plek van graan of van vye, of van wingerstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van die samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle, en die Here het met Moses gespreek en gesê: Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet julle dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here af weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê: Hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron: Omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Die tema wat ons het vir vandag is bly in karakter. Bly in karakter. Ons is vandag hier in Numeri 20 en ons lees van hierdie storie van waar Moses 'n opdrag van die Here afgekry het. En dan gaan hy en hy tree buite 'n karakter uit op. Hy tree buite die karaktereienskappe van wat 'n kind van die Here af is op. Want ons as kinders van die Here het 'n sekere manier hoe ons moet optree. Daar is 'n karaktereienskap wat gevormd is rondom 'n kind van die Here en hoe ons moet optree. Ons is almal bekend met die Bybelversie van Jeremia 29 vers 11 wat vir ons sê: Want ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dit is belangrik om vandag te verstaan, my boetie en my sussie, dat die Here het 'n plan vir my en vir jou. Dat God het 'n plan vir ons lewens. God het planne vir voorspoed en nie teëspoed nie. Hy het jou geroep voordat jy gebore was, in die ma se moederskoot, het hy jou geroep by jou naam. Hy ken jou. Daar is 'n plan. Maar dit is belangrik om vandag te besef dat ons het 'n sekere manier hoe ons moet optree. Dat ons het ook 'n verantwoordelikheid wat ons moet opneem as kind van God om op te tree op 'n sekere manier. En wanneer ons buite die karakter optree as 'n kind van die Here, dan stel ons onsself bloot vir aanvalle van die vyand, maar ook dat ons dan buite die wil wat die Here vir ons lewens het, sal begin leef. Dis hoekom dit belangrik is om binne die karaktereienskappe te bly. Dis belangrik vir my en vir jou om op te tree soos wat die Here wil hê ons moet optree en soos wat die Bybel ons leer om op te tree. Want in hierdie storie van Numeri 20 tree Moses verkeerd op. Hy tree nie reg op nie. Hy tree buite die karakter op. En dan op die einde van die dag kos dit hom. Want sien my boetie en my sussie, dit kos my en vir jou om buite die karakter uit op te tree. Om buite karakter te wees as 'n kind van die Here. Dit kos ons. Want in die storie wat ons vandag waar die Here ons toe gelei het vandag, leer dit ons iets. Wat met Moses gebeur? En ek begin hierdie storie deurlees en begin die Here vra, want eintlik maar wat gebeur is die karaktereienskappe van 'n kind van die Here is so, as ons optree in die karaktereienskappe van 'n kind van die Here, dan is ons die lig van die wêreld. Ons is die sout van die aarde en ons gaan maak 'n verskil. Maar wanneer ons buite dit optree, dan raak dit skadelik. Dan raak dit gevaarlik. En ek begin hierdie teks lees en ek begin meer en meer die Here vra, hoekom tree ons baie keer op buite karakter? Hoekom? Hoekom sal ons baie keer optree soos ons nie moet optree nie? Wat is die rede vir dit?
Want as ek en jy kan eerlik wees oor dit, ons almal het maar oomblikke, ons almal het maar situasies, tye in ons lewens, waar as ons nou terugdink of na die tyd dink ons, joh, Here, ek moes nie so optree nie, of joh, ek moes nie dit sê nie, of ek moes nie so maak nie. Partykeer tree ons maar verkeerd op, partykeer tree ons maar buite karakter uit op. En ek wonder vir myself, hoekom doen ons dit? En ek lees hierdie storie deur, en ek begin meer en meer besef hoekom ons partykeer optree. Want in Numeri 20 lees ons vanaf vers 2 tot 5 lees ons die volgende. En daar was geen water in die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom en die volk het met Moses getwis en hulle het gespreek en gesê: "Ag, het ons tog maar gesterwe toe ons broer voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring? En so gaan hulle aan dat ons en ons vee daar sou sterwe. En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye of van wingerstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie." As gevolg van hierdie wat ons nou gelees het, begin ons meer en meer besef dat een van die redes hoekom ons buite die karaktereienskappe van 'n kind van die Here uit optree, hoekom ons buite karakter uit optree, is as gevolg van druk. Ons tree baie keer verkeerd op as gevolg van druk wat ons beleef van buite af. Sien, die oomblik wanneer jy begin doen wat reg is in die oë van die Here, wanneer jy begin nee sê vir sekere goed, wanneer jy begin optree op 'n sekere manier, wanneer jy begin eintlik wandel in die lig van die Here en wandel in die weë van die Heilige Gees, dan kom maar druk van buite af. Want die wêreld hou nie daarvan nie. Partykeer wanneer ons nee sê vir sekere goed, dan maak dit nie sin vir ander mense hoekom ons nee sê vir sekere goed nie. En dan kom maar druk van buite af, wat vir my en vir jou probeer in 'n rigting indruk en op 'n manier probeer laat optree. Maar omdat ons kinders van die Here is en omdat ons kinders van die lig is, van Jesus is, dan wil ons nie so optree nie. En omdat ons nie so optree, kry ons druk. So dis as gevolg van druk van buite af, wat ek en jy partykeer buite karakter uit optree. En is dit nie waar nie? Is dit nie waar dat daar sekere dinge partykeer gebeur in jou lewe, wat druk plaas, wanneer daar stres kom, wanneer daar bekommernis kom, wanneer daar moeilike tye kom, dat ons partykeer dan verkeerd optree nie? Maar is dit nie ook die woord van God wat vir ons sê in 2 Timoteus 4 vers 5 tot 7 wat sê: "Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis en vervul jou bediening. Want," dan sê in vers 6, "want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby." Vers 7 sê hy, 'n bekende skrifgie wat ons ken: "Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou." Sien my boetie, my sussie, as kinders van God, gaan ons moeilike tye kry. Ons gaan druk van buite af beleef. Ons gaan partykeer druk van die wêreld af beleef. Dit beteken nie, omdat ons kinders van die Here is, omdat ons in die regte manier probeer leef, volgens waarheid en geregtigheid wandel. Dit beteken nie as gevolg van hierdie goed, dat ons gaan nie moeilike tye beleef nie. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Die teenwoordigheid van God in jou lewe beteken nie, dat daar gaan nie probleme wees nie. Daar gaan probleme wees. Die woord sê dit hier vir ons. Hy sê, wees jy in alles nugter, ly die verdrukking. Ly die verdrukking en doen die werk van 'n evangelis. Vervul jou bediening. Sien, maar dan sê hy ook in vers 7, dan sê hy vir ons, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Sien, om die geloof te behou, is partykeer 'n stryd. Dis partykeer 'n stryd vir my en vir jou, om die geloof te behou. Om reg op te tree. Ons moet partykeer fight vir wat reg is, fight vir wat ons in glo, reg optree in daai manier. Ons moet die geloof behou, ons moet die wedloop volëindig. Al is daar moeilike tye. En wanneer daai verdrukking kom, wanneer daai stres kom, wanneer daai ongemaklike situasies in jou lewe kom, moet ons nie ingee vir dit en veroorsaak dat dit ons druk om in 'n sekere manier op te tree nie. Ons moet dit lei, ons moet dit vat, ons moet by die Here bly en sê, Here, ons gaan sterk staan in hierdie oomblik, ons gaan staan vir ons geloof, ons gaan bly in karakter bly, want ons weet ons is besig met 'n wedloop en ons wil dit volëindig, ons wil die goeie stryd stry. En ons moet leer dat die druk van buite af kan nie veroorsaak dat ek en jy begin verkeerd optree nie. Maar ook in hierdie storie begin ons meer en meer lees, dat dit was nie net die druk van buite af, wat veroorsaak het dat Moses verkeerd opgetree het nie. Dit was ook iets anderste. Want ons lees in Numeri 20 vers 1, dan lees ons die volgende. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn van Sin kom,
in die eerste maand, het die volk in Kades gebly, en Miriam het daar gesterwe, en is daar begrawe. Ons lees dat in Numeri 20, in die begin van hierdie hoofstuk, lees ons dat Moses verloor sy sussie. Moses verloor sy sussie op hierdie oomblik. So nou deel hy nie net alleen met die mense wat na hom toe kom en by hom moan dat daar nie water is nie, met hom beklei en vir hom sê, hoekom bring jy ons hiernatoe? Ons moet net gesterf het. Die mense sit vir Moses onder druk. Hulle kom blameer dit op hom en sê, hoekom doen ons dit? Hoekom het ons tot hier gekom? Hoekom het jy ons gelei tot hier? Nie alleen sit hy met die druk van buite af hier, maar hy sit ook nog met die idee, met die seer, dat sy sussie nou net oorlede is. Dat Miriam nou net gesterf het. En sien, baie keer wanneer ons seer gekry het, baie keer wanneer ons seer het in ons lewens, veroorsaak dit ook dat ons verkeerd optree. Want ons operate van 'n plek van seer af baie keer. En dis 'n gevaarlike plek. Dis 'n gevaarlike plek wanneer ons mense begin hanteer as gevolg van die seer wat ons het. As ons begin optree uit die seer. Dis hoekom dit belangrik is vir my en vir jou, om met daai seer te deel, om met verwerping te deel. Dis belangrik vir my en vir jou, om deur hierdie goed te werk. Ons kan nie ons hele lewe deurgaan, sonder om regtig te sit en te sê, Here, help my om deur hierdie seer te werk. Help my om deur die verwerping te werk. Help my om deur hierdie, wat ook al dit is vandag, te kan werk. Want wanneer ons dit nie doen nie, dan begin dit deurvloei. Daar begin krake wys in ons optrede, krake wys in ons verhoudings, krake wys in ons dag tot dags lewens, want ons deel nie met die seer wat ons het nie. Ons kan dit wegsteek vir 'n rukkie. Ons kan vir 'n rukkie met dit saamleef en dit wegsteek. Maar daar kom krake. Dit begin deurfiltreer. Dit begin deurfiltreer in ons keuses, hoe ons mense hanteer, hoe ons situasies hanteer. Daarom moet ons leer om daarmee te deel. Ons moet leer om met ons seer te werk. Ons moet leer om met die seer te deel en dit na die Here toe te vat. Ek begin die Here vra, Here, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons met ons seer deel? Hoe gaan ons dit hanteer? Hoe gaan ons dit deurwerk? En die skrifgie kom by my op in Matteus 11 vers 28 tot 30 wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hoor hierdie uitnodiging wat die Here vandag vir jou maak, om te sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe, almal wat seer het, almal wat dinge het waardeur ons werk, elkeen van ons het dit. Die Here nooi ons uit om dit na hom toe te bring, dat hy daai juk van ons kan afhaal, dat hy dit kan wegvat, en dat hy sy juk op ons kan sit, sy juk wat sag is, wat lig is. My boetie en my sussie, die Here nooi jou vandag uit, dat jy kan by sy voete gaan sit. Jy kan na hom toe gaan met die seer. Jy kan na hom toe gaan met die druk wat jy beleef. Jy kan na hom toe gaan met die verdrukking waardeur jy gaan vandag. Jy kan dit na hom toe vat. Hy nooi jou uit om te sê, kom na my toe. En dan sê hy, ek sal julle rus gee. En hy sê vir ons in vers 29, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoor hoe mooi stel die Here dit. Daai ding wat jou jaag, daai ding wat jy nog nie kan laat gaan nie, daai ding wat jou deur die dag, deur jou hele lewe al gejaag het. Die Here sê, bring dit na hom toe, en hy sal vir jou rus gee vir jou siel. En dis presies wat Moses doen in die storie. Want soos die volk na Moses toe kom, en hulle kom en hulle sê vir hom, Moses, hier is nie water nie, en hier is nie iets om te eet nie, en hier groei niks nie, en ons moes eerder net daar gesterf het, en hoekom is ons hier? Soos hulle na hom toe kom met al die dinge, en het raak swaar vir Moses, en hy moet al die goed dra, en hy moet al die goed hoor wat doen hy? Numeri 20 vers 6, hy sê, daarop gaan Moses en Aaron, van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van die samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Sien my boetie en my sussie, ek dink vir myself, hoeveel keer doen ons dit nog? Hoeveel keer doen ons dit,
dat wanneer ons iets ervaar van buite af, daai druk ervaar, daai stres ervaar, daai angs, daai bekommernis, daai verdrukking ervaar, hoeveel keer vat ons dit werklik heel eerste na die Here toe? Hoeveel keer draai ons werklik heel eerste na die Here toe en sê, Here, help my. En ons gaan soos Moses en Aaron, en ons gaan lê op ons aangesig voor die Here, en ons roep hom aan. Hoeveel keer doen ons dit werklik? Waantoe hardloop ons eerste? Dis 'n vraag wat niemand kan antwoord nie, behalwe jy. Waantoe hardloop jy eerste as jy stres beleef? Waantoe hardloop jy eerste as jy vrees beleef? Hardloop jy na iets vleesliks toe? Of hardloop jy na die een toe wat jou regtig kan help? Hardloop jy na Jesus toe? Want onthou, hy het ons uitgenooi. Hy het gesê, almal wat vermoed en belas is, kom na my toe. Hy het ons uitgenooi. Die vraag is, hoe tree op? Die vraag is, gaan jy na hom toe draai? Gaan jy na hom toe hardloop, heel eerste? Moses en Aaron het al hierdie goed gehoor, en in plaas daarvan om daarmee te sit en dit op hulle eie krag te probeer uitfigure, draai hulle en hulle sê, Here, ons het u hulp nodig. Ons het u nodig. En dis nie wat die woord sê nie. In Jesaja 40 vers 30 tot 31 wat vir ons sê, die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel self, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Is nie amazing in die woord vir die Here vir ons sê, dat wanneer ons op die Here wag, dan kry ons nuwe krag. Dan vaar ons op soos vleuels soos die arende. Ons kry nuwe krag, my boetie en my sussie, die oomblik wanneer jy heel eerste na die Here toe draai. Die oomblik wanneer jy heel eerste sê, Here, in my krag kan ek dit nie uitsorteer nie. Ek het u nodig. Ek het u wysheid nodig. Die Bybel sê as jy wysheid nodig het, vra dit van die Vader. Vra dit van die Here. Hy sal vir ons wysheid gee. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë en hy sal ons baie vir ons gelyk maak. Maar die vraag wat ek jou vra vandag is, ken jy hom regtig in al jou weë? Is die Here die een wat jy regtig toe na eerste toe draai? Is gebed jou eerste toevlug? Is gebed die eerste ding waarna toe jy draai? Of is dit die laaste ding waarop jy probeer steun? Want sien, daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. Gebed is ons eerste wapen om te draai na die Here toe en te sê, Here, ek het U nodig. Ons kan nie eers bid in die einde as ons niks meer oor het om te doen nie. Bid na die Here toe, heel eerste, draai eerste na hom toe. Sê, Here, help my, Here, dra my. En dis presies wat Moses hulle doen. En dit op hierdie punt, in Numeri 20, doen Moses so goed. Hy doen so goed, want hy ervaar die druk van buite, hy draai na die Here toe, hy sê, Here, ons het U nodig, Here, help my. En hoor wat gebeur in Numeri 20 vers 9 tot 11. Want nou wat gebeur, die Here gee vir hom 'n opdrag. En dan gaan Moses, hoor wat doen hy? En toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos die Here hom beveel het. En Moses en Aaron in die vergadering voor die rotsstad byeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, so die vergadering gedrink het, en hulle vee. Moses doen so goed tot op hierdie punt. Hy gaan na die Here toe, hy hoor wat die Here sê, maar wat gebeur dan? Hy doen nie wat die Here vir hom gesê het nie. Hy doen nie. Want Moses in vers 10 spreek die volk aan. En die Here het nooit vir hom gesê om die volk aan te spreek nie. Die Here het vir hom gesê, gaan spreek die rots aan voor die volk. Gaan spreek die rots aan en daar sal water vloei. Maar wat doen hy? Hy spreek die volk aan en dan gaan slaan hy die rots 2 keer. Hy doen nie wat die Here sê nie. En sê my boetie en sussie, dit is 'n belangrike punt wat ons vandag moet besef. Want ek en jy kan hoor wat die Here vir ons sê. Ons kan tyd in die woord van God spandeer. Ons kan tyd in gebed spandeer. Maar as ons nie gaan doen wat die woord van God sê nie, is daar nie krag in dit nie. Ons moet dit gaan toepas in ons eie lewens. Ons moet gaan doen wat die woord sê. Die Bybel sê in Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Sien, ons kan nie net die woord hoor nie, ons moet dit gaan doen. Ons moet dit gaan toepas. In ons daaglikse lewe moet ons die woord
toepas. Ons moet dit toepas op elke area van ons lewe. Ons kan nie net hoor nie. Ons kan nie net sit en die Bybel lees en dink dis al nie. Om die Bybel te lees is amazing. Dis die lewende woord. Die woord praat met ons, dit doen. Maar die woord gee ons ook maniere hoe ons moet optree. En as ons nie dit gaan toepas in ons lewens nie, kan ons nie verwag om die krag van die woord van God in ons lewens te sien as ons dit nie gaan toepas nie. Ons moet dit gaan toepas. Ons moet gaan doen wat die woord sê. En dis wat Jesus ons ook sê. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 23, sê die Here die volgende. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hoe mooi is dit, wat die Here vir ons sê. Wanneer ons die woorde van Jesus bewaar, dan sê Jesus, hy sal na ons toe kom, en hy sal by ons kom woning maak. Dis amazing. Dis amazing. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil hê, Jesus moet by my kom woning maak. Daarom moet ons die woord toepas. Ons moet die woord bewaar wat die Here vir ons gee. En as ons dit begin doen, as ons begin optree soos die woord van God vir ons sê om op te tree, sê Jesus, hulle sal by ons kom woning maak. Hy sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woning maak. Wanneer ons doen wat die woord van God sê, dan kom die Here en hom maak woning by ons. Maar wat gebeur het by Moses, is die Here sê vir hom, spreek die rots aan, en hy spreek die volk aan. En dan slaan hy die rots 2 keer. En hy tree verkeerd op. Hy tree buite karakter op. Hy tree buite die karaktereienskappe op as 'n kind van die Here. Hy doen nie wat die woord sê nie. Hy doen nie wat die woord van God vir hom gesê het nie. En dit kos hom. Dit kos hom, want ons lees in Numeri 20 vers 12. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. As gevolg van die feit dat hy nie reg opgetree het nie, kon hy nooit die beloofde land betree nie. Hy kon dit nie betree nie. Sy optredes het hom iets gekos. Sê my boetie, my sussie, ons moet vandag besef dat as ons buite karakter gaan optree, gaan dit ons iets kos. Dit gaan. Ons moet doen wat die woord van God vir ons sê. Ons moet reg optree in die oë van die Here. Want sien, ek wil hê jy moet weet vandag, my boetie en my sussie, dat om op te tree buite die karaktereienskappe van God, gaan jou iets kos. Dit het Moses hulle die beloofde land gekos. En nog steeds vandag, as ons buite karakter uit optree, kos dit ons iets. Jy het dalk die fight gisterand gewen, maar nou het jou vrou of jou man dalk 'n lae selfbeeld vanoggend, as gevolg van wat jy gesê het. Jy dalk, op 'n dag sit jy dalk en jy dalk daai ou gevloek vandag wat voor jou ingery het, maar dit het niks aan hom gedoen nie. Al wat dit gedoen het, is dit jou dag kom bederf. Wanneer jy buite karakter uit optree, kos dit jou iets. Maar wanneer jy begin doen wat die woord van God vir jou sê, dan sê die woord, ons, die Vader, Jesus Christus, sal by jou kom woning maak. Dis wat die Here vir ons gesê het in Johannes 14. As hy my woorde bewaar, sal my Vader, ek en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Sê my boetie en my sussie, die koste om in karakter uit op te tree, is soveel groter as die koste om buite karakter uit op te tree. Want buite karakter uit kos dit jou iets. Maar as jy in karakter bly, as jy reg optree, volgens die karaktereienskappe van die Here, dan sal die Heilige Gees, Jesus Christus en die Vader, by jou kom woning maak. My gebed aan jou vandag, is dat dit jou doel sal wees. Jou doel sal wees om te sê, Here, ek wil hê U moet by my kom woning maak. Dat jy sal elke dag wandel en optree op so 'n manier, dat jy die Here se naam groot maak, en sy naam prys, en glorie bring aan God. En my gebed is dat jou doel is om hierdie stryd te stry, die geloof te behou, om eendag by die Here te kan kom, en hy gaan vir ons kan sê, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Mag ons binne karakter bly.
Mag ons reg optree volgens die woord van God. Mag ons 'n lewe leef wat eer bring aan God. Mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vandag om vir U te sê baie dankie. Dankie vir U woord, Here. Dankie vir die kragtige woord van God. Vader, wat ons leer hoe ons moet wandel. Wat ons wys wat is die regte manier. Wat ons wysheid gee, Here, en insig gee, Here. Vader, ek bid vandag dat U ons sal help, dat ons binne karakter sal bly. Dat ons nie buite ons karakter sal begin optree nie. Dat ons nie sal begin laat emosies oorneem en ons emosies ons lei nie, Here, maar dat ons deur die Gees gelei sal word. En laat ons 'n lewe kan leef wat eer bring na U toe. Wees saam met elkeen wat vandag luister, Here. Bewaar hulle waar ook hulle gaan. Bewaar die wat hulle lief het, Here. En dankie, Vader, dat U vir elkeen van ons 'n plan het en dat U, Jesus Christus, vir ons gaan sterf het op daai kruis. Maar dat ons vandag kan weet, Here, dat die graf is leeg. Ons dien 'n lewende God. Ons gee al die eer. In Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. Mag die Here julle seën. Baie dankie.